Goeiemôre almal. Hartlik welkom hier. Dink met Rian wat vanmôre weer hier saam speel, voel dit amper of ons voel dit half normaal in hierdie de mekaar tyd. Maar ons is bevoorreg om as gelowiges hier saam te wees in die erediens, in die teenwoordigheid van die Here, waar hy met ons praat deur sy woord, waar hy deur sy gees met ons werk, waar hy sy genade ook kan ons bevestig deur die bediening van die doop. En mag elkeen van ons in ons ontmoeting met die Here hier, mag ons verhouding met hom verinnig en versterk. En mag ons hier uitgaan ook as draers van die blye boodskap dat Jesus Christus ons Here en ons Verlosser is. Oor die afkondigings, ek dink net die spesiale verjaarsdag, dan die Letty van der Merwe wat môre 82 jaar oud word, net Akreer Dinsdag 80, Rolf Besuidenhout ook Dinsdag 81, dan die Joan Foster 84, mens sal dit nie sê nie, en Fanie Wybenga Saterdag 83, mag dit 'n geseënde lewensjaar uit die hand van die Here wees. Ons sê saam met jy en jou familie, sê ons vir die Here dankie vir sy genade. Vir die besoekers wat hier by ons is, hartlik welkom. As 'n spesiale afkondiging van julle hier, reële deur Dieter, ons het heerlike wildsmaalvleis en wildswors wat te koop is teen 'n goeie R40, R80 'n kilo. Dis 'n goeie prys. So, asseblief. Ons is saam in U teenwoordigheid, Here God, U die lewende, die almagtige, die heilige. U die skepper van hemel en aarde, en Here, vir ons verstand en begrip met al die wetenskap en tegnologie, kan ons nie die grootheid van die skepping aandui nie. En U het dit alles gemaak. U is groter as die skepping. U is nie gebonde aan tyd en ruimte soos ons nie. Ons buig ons voor U neer. Ons erken en bely, Here, dat U God is, U alleen. Ons bely en erken dat U vir ons onbegrypbaar groot is. Maar net so onbegrypbaar groot is wat U in die almag en die heerlikheid is, Here, so onbegrypbaar groot is U genade en U liefde vir sondaar mense. En net daarom kan ons vanmôre in U teenwoordigheid wees, kan ons met U praat, kan ons U ons Vader noem. Dankie, Here, vir die liefde en die genade in Jesus Christus, en dankie dat U ons in en deur hom aangeneem het as U kinders, en dat U kindskap ook in besonder aan ons bevestig deur die doop. Ons bid dat U ons sal seën in ons saam wees hier. Vul ons met U Gees, en o Heilige Gees wil U self die woord in ons hart plant, dat dit sal vrug dra, vrugte van geloof, van hoop, van liefde. Ja, mag U woord ook ons lewenspad belig, en mag ons in die lig daarvan lewe, sodat ander U kan verheerlik. Hoor ons gebed in Jesus se naam, en skenk ons om sy ontwil U seën. Amen. Geliefdes in die Here, genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader
en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord saam op die seën, die genade van die Here. Ons sing Psalm 147 vers 1 en 2, ons doen saam belydenis van ons geloof, en dan sing ons ook Psalm 105 vers 2 en 3. die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, al die angste van die hel ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige, algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen.
Die Here praat vanoggend met ons deur die doop. En dan gebeur die doop nie maar sommer van self, soos ons gewoond is in die kerk nie. Maar ook in die gedeelte wat ons, as ons teksverse neem vir die prediking vanmôre, hoor ons die opdrag van die Here Jesus. Want na al die nasies toe maak hulle my disippels en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. So ons is vanmôre hier besig om hierdie opdrag van Jesus gehoorsaam uit te voer. En dan is dit 'n vraag waarmee baie mense worstel. Maar kan 'n kind wat so klein is gedoop word? Dan hoor ons baie duidelik Petrus op die Pinksterdag wat die Heilige Gees uitgestort is. Hy sê hierdie belofte wat God gee van verlossing in Christus is vir julle en vir julle kinders. En vir almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom toe sal roep. Ja, God se genade is nie net vir groot mense nie, dit is vir Abraham bevestig hy dit, ek sal vir jou 'n God wees en vir jou nageslag na jou in hulle geslag. En dan die wonder, dat die doop bevestig dat ons met Jesus Christus verenig is. Dat ons in hom ingelyf is in sy dood en sy opstanding. Dat ons deel het aan sy verlossingswerk. As ons saam luister na die formulier wat ons verkort het hier, dan is die eerste wat ons moet onthou, die doop is 'n waterteken. Is 'n teken waardeur God sy verbintenis met mense bevestig, sy verbond. En dan is daar die waterteken, is 'n teken van oordeel, so word dit beleef deur Farao en sy magte by die Rooi See, Noag met die sonvloed. Maar dit is altyd ook 'n teken van God se genade. Want waar Farao en sy magte vernietig word, word Israel gered. Waar die sondige wêreld gestraf word met die sonvloed, word Noag en sy gesin gered. Hierdie waterteken herinner ons daaraan dat ons sondaars is. Dat ons, soos ons vuil is, ons was met water, soos ons met sonde vuil, onrein, en ons moet gewas word. Nou gee God hier aan ons die belofte en hierdie teken dat ons van ons sondes gewas word, nie deur die water nie, maar deur die bloed van Jesus Christus. En hy gee aan ons die belofte van die verbond, dat ons inderdaad, elkeen wat gedoop is, nie net Milanke vanmôre nie, maar elkeen van ons wat gedoop is in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, dat ons aan God verbind is, dat hy ons Vader is, ons Verlosser, ons Trooster, dat ons sy kinders is. En dan roep hierdie verbond ons, God roep ons ook deur die doop en deur sy genade weer tot dankbaarheid, tot 'n nuwe gehoorsaamheid, om werklik in liefde vir God en met ons naaste te lewe en om met dankbaarheid te lewe teenoor die Here vir sy genade wat oorvloedig aan ons geskenk is in Christus Jesus ons Here. Mag hy sy genade vanmôre aan elkeen van ons bevestig deur die doop. Kom ons vra hom ook in aanbidding dat hy ons daarin sal seën en ons daarin sal ontmoet.
Ons vra nou dat Dieter en Rolindi na vore kom en dat hulle na die vrae luister en daarop antwoord. As julle soontoe staan, staan julle hier met julle rug na die kamera toe. As julle nader na my toe staan, kan Dieter ook inkom. Geliefdes in die Here Christus, julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of bygelowigheid gebruik nie. En dat dit openbaar kan word, dat dit julle gesindheid is, moet julle van julle kant op hierdie vraag opreg antwoord. Ten eerste, wel ons kinders in sonde ontvang en gebore, en daarom aan allerhande ellende, ja, aan die verdoemenis self onderworpe is, bely julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is, en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Tweedens, bely julle dat die leer wat in die Ou en Nuwe Testament en in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware leer van die saligheid is. Derdens, beloof julle en neem julle voor om hierdie kind, van wie julle die vader en moeder is, wanneer sy dit kan verstaan, en hierdie leer na julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is julle antwoord? Mag die Here daaraan ryklik julle sy genade gee en julle daarin lei deur sy Gees. Staan julle aan die ander kant van die doopbak? Jy moet hom nie reg ophou nie, jy moet hom 'n bietjie laat lê. Sy kan. Kom. Blanke Snyman, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons prys die Here saam, ons sing Psalm 146 vers 1 en vers 8. Die Here praat ook met ons deur sy woord. Genesis 28. Kom ons lees saam vanaf vers 16 af. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Hulle hom sien, het hulle hom aanbid,
alhoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Oor en oor hoor ons in die Bybel die goeie nuus. Hoor ons hoe die Here sy volk, sy kinders verseker, ek is by julle. Kan julle aan 'n voorbeeld daarvan dink? Kom mense, Psalm 23, al gaan ek in 'n vallei van doodskade wees, sal ek geen onheil vrees nie, want U is met my. Abraham, Isak, Jakob, die Here sê, ek is by jou. Jesaja, moenie bang wees nie, al moet jy deur water gaan, deur riviere, deur vuur, dit sal jou nie brand nie, want ek is die Heilige van Israel, ek is by jou, jou redder. En weet julle, die goeie nuus is dat die Here, die ware, die lewende God, teenwoordig is by sy kinders. Met hierdie goeie nuus begin die Matteus Evangelie met die geslagsregister van Jesus Christus, en dan word hy aangewys die maagd wat swanger word en 'n seun sal gebore word, en hulle sal hom Immanuel noem, God by ons. En met hierdie goeie nuus word die Evangelie van Matteus afgesluit. As die Here Jesus aan sy disippels, aan sy kerk die belofte gee, ek is by julle. Mag die Here self in sy genade hierdie goeie nuus deur geloof in ons en my en jou harte vasmaak, sodat ons dit nie net sal hoor nie, maar dat ons die werklikheid daarvan sal beleef vandag en elke dag. So kom ons luister met aandag na wat die Here, wat hier by ons teenwoordig is, deur sy woord vir ons sê. Kom ons luister met aandag sodat ons sal weet wie in en by ons teenwoordig is, sodat ons sal weet hoe God by ons teenwoordig is, en ook sal weet hoe sy teenwoordigheid ons lewens, my en jou lewe raak. Wie gee die belofte, ek is by julle? Dit is Jesus Christus, die gekruisigde en die opgestane Here. Want sy kruis en opstanding maak hierdie wonder waar. Want deur sy kruis en sy opstanding vat hy ons sonde en ons sondeskuld weg, heilig hy ons sodat God by ons teenwoordig kan wees. Ek is. Soos die Here Jesus dit hier gebruik en by ander geleenthede waar hy op die see loop, openbaar dat hy die Here is, want dit is wat die naam beteken. Jahwe, Here beteken ek is. Dis die naam wat die Here homself openbaar aan Moses in die woestyn. En dit beteken die Here is. Hy is altyd lewend teenwoordig. Ek is, sê die Here, is alom teenwoordig. En met hierdie belofte, ek is by julle, al die dae tot die volëinding van die wêreld, beloof die Here Jesus dat hy, die Here by sy disippels, by sy kerk teenwoordig is, ja. Hy wat tydens sy eerste koms teenwoordig was in die sigbare gestalte van God wat mens geword het. Hulle kon hom sien.
Ons het hom gesien, kan Johannes skryf in 1 Johannes 1. Ja, maar die Here is ook teenwoordig na sy hemelvaart in sy onsigbare Godheid. God is Gees. Ons kan hom nie sien nie, maar hy is teenwoordig. Ons kan die wind nie sien nie, maar ons weet as die wind waai, ons kan sy uitwerking sien. Ja, en dan met hierdie belofte beloof Jesus dat hy die Here by die volëinding, by sy wederkoms teenwoordig sal wees in 'n sigbare en 'n verheerlikte gestalte van God wat mens geword het. Streffend, dit kom in my gedagte op as Openbaring 5 vat, die troongesig wat daar gebeeld word, en dan sien Johannes, daar staan 'n lam, soos een wat geslag is. Jesus, die opgestane Here, met die kruiswonde, die lam van God. Hierdie belofte, ek is by julle, is 'n belofte dat God drie-enig by ons is, Vader, Seun en die Heilige Gees. Die Here beloof dit self aan ons, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle die ander voorspraak stuur, die Gees van waarheid, die Heilige Gees wat op Pinksterdag kom en in ons kom bly vir altyd, in en by ons is. Hier hoor ons die belofte waar Jesus sê, ek is, maar ek is die Here. En in Johannes 14 dan maak hy dit baie duidelik. As iemand my lief het, sal hy my woorde ter harte neem, en my Vader sal hom lief hê, en ek en my Vader sal kom, en ons sal in hom kom, woon, ons sal in hom kom tent opslaan. Met hierdie belofte, ek is by julle, word die teenwoordigheid van die drie-enige God aan die disippels, aan gelowiges, aan my en jou toegesê. En die teenwoordigheid van die drie-enige God word deur die doop aan ons bevestig. Want ons het melanke gedoop gehoorsaam aan die opdrag van Jesus. En ons het gehoor dat sy en ons as gelowiges gedoop is in die naam van God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. God roep sy naam oor ons uit. En dit beteken dat hy homself in genade aan ons verbind, dat ons aan hom behoort. Ja, en soos melanke, kan geen mens, kan nie ek of jy iets doen wat dit kan verdien nie. Dis genade alleen. Ons kan hom alleen prys vir sy wonderlike genade, wat hy in vrylik en oorvloedig in Jesus Christus aan ons geskenk het. Ja, voordat die wêreld geskep is, het hy ons in liefde in Jesus Christus bestem om sy kinders te wees. En daartoe verlos hy ons. Ja, deur die bloed van Jesus Christus is ons verlos om God se kinders te wees. Ons sonde is vergewe, ons is skoon gewas, ons is rein. En daarvan word gelowiges, word ons verseker deur die doop. So seker as wat ons daardie doopwater sien, en so seker as water ons van sondes afwas, so seker, sê die Here, is ons gewas, skoon gewas van al ons sondes, deur die bloed van Jesus Christus. Ja, die doop bevestig die belofte dat Jesus, dat God by ons teenwoordig is. Hy wat by ons teenwoordig is, die gekruisigde en die opgestane Here, is die een aan wie alle mag in die hemel en op die aarde gegee is. As ek weet dat die een wat alle mag in die hemel en op die aarde het by my teenwoordig is, het ek rede om bang te wees? Om bekommerd te wees? Nee. Ek kan met vrede, met blydskap
my lewenspad voortsit. Ja, ons behoort aan hom, ons is elke dag in sy teenwoordigheid. Hy die Almagtige. Niks en niemand kan ons van hom skei nie. Niks en niemand kan ons van sy liefde skei nie. As ons met ons lewe voortgaan in sy teenwoordigheid, en ons is bewus van sy teenwoordigheid, dan sal ons erns maak om ook sy opdragte te gehoorsaam, om mekaar lief te hê. Die opdrag wat hy hier gee, gaan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Ja. Hoe doen ons dit? Hoe maak ons mense disippels? Dis nie ingewikkeld nie. Ons deel die evangelie, ons vertel vir hulle van Jesus Christus. Hy sê, my skape sal my stem hoor, en hulle sal my volg, hulle sal my ken, hulle sal in my glo. Ek gaan lees dit maar in Johannes 10, dan sê die Here Jesus vir die Jode, julle glo nie, want julle is nie my skape nie. Sy skape, elkeen wat die Vader hom gegee het, sal na hom toe kom. In Johannes 12 is daar 'n mooi teks, ek het die Engels uitgelig vir ons. Hoe maak 'n mens disciples? Lift Jesus up, and he will draw all to him. God vergader self sy kerk in hierdie wêreld. Hy gebruik ons om deur sy woord ander mense te bring om te hoor, te glo. Ja, as ons as gelowiges met ons lewe voortgaan in die teenwoordigheid, voortgaan met die vrede en blydskap in die Here, kan ons opgewonde en met afwagting uitsien na die wederkoms. Die volëinding van hierdie wêreld, van hierdie lewe, waar hy alles nuut gaan maak, waar ons vir ewig in sy teenwoordigheid en sy heerlikheid saam met hom gaan lewe. Vriende, ons hoor die heerlike belofte wat Jesus aan sy disippels aan ons gee. Ek is by julle. Kom ons maak opnuut hierdie belofte deur geloof in ons harte vas, sodat ons elke dag met hierdie belofte in ons harte kan lewe. Want dan sal dit nie net woorde wees nie, ons sal die wonder, soos die doop aan ons bevestig dat God by ons teenwoordig is, sal ons elke dag beleef. Amen. Kom ons antwoord saam op die woord. Sing Psalm 139, 3 van die verse saam. Oh
Dankie Here, dankie dat U deur die woord met ons praat, dankie dat ons U kan leer ken, as die lewende en die almagtige God, wat in en by ons teenwoordig is vandag, en elke dag waar ons ook al gaan. Nêrens, Here, kan ons van U teenwoordigheid af wegkom nie. U ken elkeen van ons en U weet hoe moeilik dit vir ons is om dit altyd te besef, dit raak te sien, om werklik in U teenwoordigheid te lewe, om altyd U teenwoordigheid, U aangesig te soek, U wil te soek. Vergeef ons dit, Here. Maar U is met ons besig deur U woord en deur die Gees. U vorm ons soos die pottebakker die klei vorm. Dankie dat ons U kan vertrou, dat U ons al meer en meer sal laat groei in ons geloof, ons al meer en meer sal bring om te besef die wonder dat ons in U teenwoordigheid leef, ons in U en U in ons. En Here, U weet dat ons hierdie goeie nuus nodig het in die tyd waarin ons lewe, die omstandighede waarin ons bevind met hierdie coronavirus, die bedreiging, die inperking, die deurmekaar van die lewe, die spanning in ons land tussen rasgroepe. Dankie dat ons kan weet en kan vertrou dat U, die Almagtige, by ons is. Dat U ons gered het, ons reeds in die hand geneem het. En dat niks, geen dood of lewe ons uit U hand kan ruk nie. Ons bid dat U deur die teenwoordigheid ons ook sal lei in U wil, dat ons U vrede sal soek, dat ons in vrede en liefde met almal rondom ons sal lewe. Ja, Here, maak ons getuies van U genade, U liefde vir sondaarmense. Dankie dat ons van U kan bid en vra dat U elkeen wat vermore hier is, in die hand sal vashou. Ons sal omvou met U liefde. Ons dank U en ons prys U vir die wonderlike genade wat U in Jesus Christus aan ons geskenk het, wat U in die doop aan ons bevestig het. Ons prys U, Here God, in Jesus se naam. Amen. Ons danklied is lied 292, kom ons sing die 2 verse saam. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u bly. Wees verseker, die Here sal julle seën en julle beskerm.
Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Ons slotlied vir die besoekers ook by ons, die getuienislied waarmee ons uitgaan in die wêreld, is nie Psalm 485 nie daar. As ons almal psalms geskryf het, was ons seker nou al daar. Dis lied 485, al 3 verse.